Goeienaand en welkom by vanaand se uitsending van Fokus op Pretoria FM, ook op sosiale media en YouTube waar jy na die uitsending kan gaan kyk. Dis die program waar ons die belangrikste nuusgebeure van die afgelope week in besonderhede ontleed. En ek wil sommer by voorbaat dankie sê aan ons tegniese span, Dian van der Berg en Pinaar Logner, wat verantwoordelik is vir die tegniese versorging hiervan. Ons gaste vanaand, twee menere van Sail, Benny van Sail, hoofbestuurder van TLUSA. Goeienaand Benny en welkom weer eens. Ja, goeienaand Jaco, heerlik om hier te wees en ook vir ons ander gas. Goeienaand. Ons ander gas is Ernst van Sail, hy is die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum. Ernst, goeienaand aan jou ook. Ja, goeienaand Jaco, ek sien uit na die gesprek. Die hoofnuus van die afgelope 3, 4, 5 dae is die DA wat 'n ultimatum aan president Cyril Ramaphosa gestel het nadat adjunk minister Andrew Whitfield van die DA afgedank is. Hy het die trekpas gekry omdat hy na bewering VSA toe gereis het sonder dat hy die nodige toestemming gehad het. Die DA het teruggekap en gesê hulle het nie terugvoer van die president se kantoor ontvang oor daardie toestemming om die VSA te besoek nie. Dit het intussen wyd uitgekring. Ons sien dat die DA Saterdag sekere vereistes gedoen het. Hulle het voorwaardelik aan die nasionale dialoog onttrek. Hulle het gesê dat hulle nie vermoedelik korrupte ANC-ministers se portefeuilles en die begrotings gaan steun van daardie departemente nie. En laastens het hulle gesê dat 'n mosie van wantroue in president Cyril Ramaphosa nie uitgesluit is nie. Daar is ook wyd uiteenlopende reaksie gewees op die DA se optrede, maar kom ons kry gou die mening van die paneel. Benny, die regering van nasionale eenheid het nog 'n krisis oorleef of het hy nie? Wat is jou mening? Ja, Jaco, ons moet vir onsself die vraag begin afvra as ons so na die sosiale netwerke kyk en die kommentare van mense en die reaksie uiteenlopend. Dan begin mens vir jouself die vraag vra met watter verwysingsraamwerk ontleed ons hierdie goed? Wat is elkeen persoonlik se fundament van waar ons na hierdie verskillende realiteite ten opsigte van ook binne die RNE hierdie posisionering van, ek wil amper sê 'n kragspel en magspel wat plaasvind, waarmee kyk mense na dit om hulle keuse te maak ten opsigte van wat is dan nou reg en wat is nou verkeerd? Dis 'n baie verwarrende tyd ten opsigte van wat moet jy nou ondersteun binne in hierdie saak? En dan sê mens vir jouself, moet ons nie weer terugkeer na ons wortels toe nie. Is ons nie vandag in 'n situasie in Suid-Afrika waar daar absoluut populistiese, emosionele, onrealistiese besluite geneem word nie. Ons sit met sulke uiteenlopende sieninge en beskouinge. Ja, ek is bevoorreg. Al die plekke waar ek betrokke is, bely ons geloof in God drie-enig, soos Openbaar in sy woord die Bybel. Dis ons fundament. En ons twyfel nie daaroor nie. Dis die instellings met wie ek skakel. Dis die instellings wat vir my 'n toekoms probeer bou, gegee waar hierdie diskurs van realiteite wat ons dag vir dag mee gebombardeer word. En nou sit jy binne in hierdie situasie van 'n magspel binne in 'n RNE met 'n ANC wat steeds aangaan asof hy alleen regeer. In ander woorde, hy het sy standaarde en basta met die res. En dit beteken elke keer dubbele standaarde. En dan probeer ek nie daardeur nou iets sê dat die ander kant nou reg of verkeerd of dit is nie waaroor dit vir my gaan op hierdie stadium nie. Dit gaan net vir my daaroor dat Suid-Afrika kan op hierdie wyse geen toekoms bou nie. Daar is nie 'n fundament en 'n waardestelsel wat vertroue inboesem nie. Daar is nie 'n fundament wat maak dat mense graag hier wil belê en hier betrokke raak nie. Jy sit met die falende prosesse van 'n regering wat moet kyk na ons veiligheid, moet kyk na 'n omgewing, 'n klimaat waar mense graag wil belê, infrastruktuur. Ons hoor nou weer die klanke vanmiddag reeds weer uitgekom van die hele energiekrisis wat in ons land alweer afstuur op 'n ramp ten opsigte van die beskikbaarstelling van Eskom krag. Ons kan aangaan en aangaan. Wat is positief op die oomblik? En dan sê ek dis instellings wat in hulle eie reg 'n positiwiteit skep. Hoekom? Want ons is toekomsgerig. Ons bou vir ons nageslag. En dit ten spyte van hierdie harde realiteite van 'n konflik binne in hierdie spel wat nou plaasvind. Dis baie moeilik om nou te begin kant kies, want ek sien nie die fundament raak wat ek graag wil sien Suid-Afrika moet rig nie. En dit is vir my persoonlik 'n groot bron van kommer. Ons moet bietjie anders kyk na die toekoms. Ek vra of hierdie bestel wat ons nou het, enigstens vir ons, vir al die mense in hierdie land, 'n toekoms kan gee. Ek begin bespeer dat onder alle volkere
hulle begin 'n versadigingspunt bereik ten opsigte van hierdie spel wat heeltyd gespeel word. En elkeen wat 'n standpunt voer, in sy oë is hy of sy reg. En hulle voel dat hulle het die fundament van waaruit hulle hierdie ding moet dan dryf vir die toekoms. Is dit die antwoord? Dit is vir my die oop vraag. En ons moet elkeen 'n slag hand in eie boesem steek, beginnende by myself sommer, Jaco. Ons moet vir onsself die vraag vra: hoe bou ek die toekoms? Waar gaan my energie in? Hoe gaan ek kies vir besluitneming vir die pad vorentoe? En dit dink ek moet 'n slag bietjie ernstig ons almal se energie opvreet om dan te sê daai instellings wat bou, wat self skep, wat kreatief is, wat op die regte fundament gebou is, dit is wat ons moet ondersteun. Ernst, ben net nou verwys na verskillende organisasies. AfriForum is byvoorbeeld 'n voorbeeld van 'n burgerregte organisasie. Nou as ons die struktuur van burgerregte organisasies kan kyk, in die een kant, hulle staan buite die politiek, partykeer kan dit dalk voel asof hulle hande afgekap is, aan die ander kant is dit juis 'n voordeel omdat hulle dalk objektief kan oordeel. Wat is die mening byvoorbeeld van 'n burgerregte organisasie wanneer hy buite die politiek staan en hy beskou al die dinge wat op politieke gebied aan die gang is? Wel, Jaco, ek dink eerstens die punt wat oom Benny daar maak is baie interessant, die feit dat wat ons eintlik hier aanskou, en ek stem 100% saam, is iets wat van 'n koppestamp tussen waardestelsels, en wat jy nou daar by die wortel van jou vraag is 'n vraag oor maar watse waardestelsel op die ou end gebruik AfriForum om in hierdie onstuimige see regtig ons rigting te vind. Nou, as dit kom by enige nie-regeringsorganisasie of organisasies buite die partytetiek, jy regtig jy is besig om in 'n omgewing te beweeg waar as dit kom by die taktieke wat jy gebruik, is dit nie noodwendig net wat gaan vir my soos 'n politieke party dink, wat gaan vir my die meeste stemme kry of hoe gaan hierdie my volgende verkiesing affekteer nie. Dit gaan regtig vir organisasies soos AfriForum en ek is seker TLU ook oor watse resultate kan ons vir diegene wat ons ondersteun op die tafel plaas. Nie noodwendig hoeveel stemme gaan ons kan werf nie, want as dit kom by die wêreld buite partytetiek, dan gaan dit oor, wel eerstens, kan jy instellings bou en realiteite op die grond vestig wat vir diegene wat vir jou ondersteun, jou lede, kan jy vir hulle 'n toekoms skep waar hulle vry, veilig en voorspoedig kan leef, en dit is jou hoofuitset waarna jy strewe. En aan die partytetiek kant is jou hoofuitset waarna jy strewe, ja, nie noodwendig dat jy boos is nie, maar die hoofdoelwit waarna jy strewe is om stemme te werf. En as jou hoofdoelwit is om stemme te werf, dan het die partytetiek nou vir ons bewys dat dit jou baie vreemde goed doen. Daar's 'n hele paar voorbeelde, onlangse voorbeelde van politici en partye wat baie vreemde goed sê en doen, en juis uit daai siniese nastrewe net van hoe gaan dit ons in die volgende verkiesing help of seermaak as ek hierdie standpunt inneem of hierdie aksie neem. So dit is eintlik die meer nugter wêreld van nie buite die partytetiek wees, beteken dat jy meer van 'n realpolitiek toepas, waar jy regtig kyk na wat moet ons doen om die uitkomste te produseer wat ons ondersteuners wil sien. Diegene wat ons doen moontlik maak. Want byvoorbeeld AfriForum is 'n lede-gebaseerde organisasie. As al ons meer as 300,000 lede môre besluit, maar AfriForum is nie meer besig om ons geld aan te wend om toekoms vir ons hier te skep aan die suidpunt van Afrika, waar ons vry, veilig en voorspoedig kan wees nie, kan daai lede hulle geld onttrek en AfriForum hou op bestaan as 'n organisasie. Dit is wat vir AfriForum op die eind van die dag dryf, is dat jy daai einddoel of jou oog op die bal kan hou, maar ook dat jy by jou beginsels, soos wat oom Benny nou van gepraat het, by jou beginsels en jou waardestelsel bly, want as jy daarvan afwyk, gaan dit nie lank wees nie voordat jy as 'n organisasie regtig gaan sukkel om jou te kan verduidelik op wat is jou rol nou regtig. Ek hou van iets wat Ernst gesê het wat ek wil beklemtoon. Jaco, en dit is die hele kwessie van waardestelsels wat koppe stamp. Dit is die harde realiteit wat ons nou vir meer as 30 jaar in Suid-Afrika het, waar jy sit met 'n ANC-regering, ek noem hulle by die naam, want hulle domineer nog alles, wat absoluut ideologies gedrewe is, ten opsigte van 'n lewens- en wêreldbeskouing wat botsend is met dit wat ons voorstaan. Hulle is ideologies aangeskakel, en hulle sê dit in hulle dokumente, ons beleef dit almal, en ons moet daaroor net nie naïef raak nie. En dit is my dilemma, dat mense baie keer, ek wil nou nie sê per ongeluk nie, maar amper dalk 'n naïwiteit of 'n onkunde, sekere aspekte van daardie beleidsrigting ondersteun.
En dan gee jy eintlik vir hulle suurstof om aan te gaan op hulle pad van gesentraliseerde sosialisme en marxisties gedrewe kommunisme. Hulle sê dit, hulle skryf dit in hulle dokumente. Een-op-een gesprekke met senior mense het hulle teenoor my dit erken as ek hulle daarmee daag. So ons as Suid-Afrikaners moet besef, dit is die idioom waartoe hulle gaan. Nou moet ons onsself die vraag afvra, as hulle dan nou wel volledig sukses in hulle oë bereik, ten opsigte van daai lewens- en wêreldbeskouing, om dit dan finaal te vestig in Suid-Afrika, waar laat dit ons? Oral in die wêreld het daai model nog net bittergroot armoede en hartseer en baie pyn veroorsaak. Daarteenoor sit ons met 'n vrye markstelsel, met 'n beginsel van privaat eiendomsreg wat ons oral sien, dit skep welvaart. En dit is die konflik wat jy het ten opsigte van breedweg. Natuurlik is daar kleiner nuances ook. Maar breedweg is hierdie vir ons 'n bepaalde dilemma. En of jy daarvan hou of nie, die markkragte het altyd die laaste sê bo politiek. Jy kan besluit watter ideologiese pad jy stap, watter politieke besluit jy gaan neem, watter wetgewing wil jy implementeer, maar op die einde van die dag, dan word sukses in die ekonomie bepaal deur, is jy winsgewend of is jy nie winsgewend nie. Die markkragbeginsel praat laaste. En daai konteks het ek nog nie by almal van hulle bespeer nie. Ek sê dit by hulle, want in die parlement het van hulle vir my gesê, deel net die welvaart, dan is almal gelukkig. Hulle het nie die konteks dat jy moet werk, dat jy moet skep, dat jy moet toekomsgerig die produksiefaktore na sukses toe moet gaan bestuur nie. Dis amper asof welvaart 'n gegewe is. Dit werk nie so nie. En daai dilemma wat ons in Suid-Afrika het, dis so erg botsend, dat ek weet nie hoe kan jy die twee, wat ek amper sê waardestelsels, ook in die ekonomie, maar ook andersins, enigstens by mekaar uitbring nie. En ons almal probeer nou hierdie mislukkings bestuur. Ons het al by daai punt uitgekom, om te sê, maar wat kan ons doen om hierdie mislukking daarom net 'n bietjie 'n kleiner mislukking te maak, in plaas van dat ons, soos die organisasies, streef na sukses. Dit streef om by 'n uitkoms te kom waar ons kan sê, hier's 'n resultaat wat vir ons 'n beter toekoms kan bied, maar dan loop jy elke keer vas teen daai ideologiese, ek wil amper sê stormram, wat net eenvoudig voortstuur en vir niemand 'n toekoms skep nie, allerminst vir hulle eie mense. Dit is vir my die hartseer van die ANC. Hy steel elke jong mens in die land se toekoms met sy beleid. Net om vinnig, as ek mag net iets daar buite las, Jaco, by wat oom Benny nou gesê het, as ons nou weer terug spesifiek by hierdie onderwerp van die ultimatum wat die DA geplaas het op die tafel rakende die RNE vir die ANC. Wat daar vir my uitstaan is dat as jy mooi aandag gegee het, of eintlik jy hoef eintlik maar net met so 1 oor aandag gegee die afgelope paar maande, en so jy agtergekom het, die ANC erken openlik dat hulle sien die RNE as 'n voertuig om terug in enkelmag te kom, waar hulle weer die enkelparty is wat Suid-Afrika regeer. Terwyl die DA die RNE sien as die einddoel, eerder as die voertuig. Die ANC sien die RNE net as 'n siniese voertuig wat hulle kan gebruik om weer terug op die troon te kom, en die DA sien die RNE self as die einddoel, eerder as net 'n voertuig. So ek dink dit is ook waar die ANC besef dit, so wanneer dit kom by ultimatums op die tafel plaas, by rooi lyne trek in die sand, dan het dit al klaar bietjie van die twee partye se sienings verklap, as dit kom by hoe lyk die kaarte wat in hulle hand op die oomblik is. In hierdie spel, as dit kom by, soos byvoorbeeld die DA, wat ons nou weer gehoor het in John Steenhuisen se toespraak 'n paar dae terug, is weer eens, hy sê, die DA se hoofdoel is om die RNE te laat werk. Wel, daar het jy nou net verklap, dat jy gaan nie sommer wegloop van die RNE af nie, so daai dreigement is nou al klaar bietjie doodgebore, en ek dink dit is iets wat die ANC het dalk 'n paar goed wat hulle groot foute mee maak, en wat hulle ideologies absoluut besete is, maar as dit kom by magspolitiek, dan kom hulle sulke goed agter, en hulle speel daai spel ongelooflik goed. En tog is daar verlede week 'n meningspeiling uitgereik wat wys dat albei die partye se steun geklim het sedert die RNE rofweg 'n jaar gelede in die lewe geroep is. Dis vandag presies 'n jaar gelede wat die kabinet aangewys is. Die twee partye se steun wat opgetel het weens betrokkenheid, of dit nou weens betrokkenheid by die RNE is, sal mense dan nie weet nie, maar daar is 'n kausale verband wat die tydsberekening betref van hulle gewildheid wat weer begin styg het. Die 3 vereistes wat hulle, of nie vereistes wat hulle gestel het nie, wat hulle Saterdag genoem het, die onttrekking van die nasionale dialoog, wat nou vandag weer op die voorgrond getree het,
minister John Steenhuisen wat in sy hoedanigheid as minister, hy's nou leier van die DA ook, maar in sy hoedanigheid as minister was hy geoormerk om een van die gespreksleiers te wees en dit kan dalk neerkom op insubordinasie indien hy nie aan die nasionale dialoog wil deelneem nie. So ek het gehoor mense wat sê, nee, wat hulle onttrek as hulle wil, dit is nie so 'n belangrike ding nie, maar dit kan geweldig ver uitkring as ek so na ontleeders luister. Dit is inderdaad so, Jaco, weet jy, mense saamsoekend ten opsigte van hoe hierdie ding uitspeel. Ek wil dit ook net beklemtoon en erns het in 'n sekere sin ook dit eintlik uitgelig. En dit is dat die ANC dink ek wil hierdie hele dialoog eintlik ook nie net nasionaal vir homself gebruik om hom te posisioneer nie, maar ook vir die internasionale arena te sê, maar kyk hoe pragtig werk ons hier saam. Die hele dilemma wat hy gehad het toe hy ook in die Trump-administrasie met 'n paar aspekte gedaag was destyds toe hulle daar was. En ek dink vir hom besef hy daar 'n bietjie gesigwaarde verloor ten opsigte van die Suid-Afrika realiteit. En ek dink daardie geleentheid het in 'n sekere sin die ANC baie meer internasionaal ontbloot vir wie en wat hulle is en wat is die werklikheid wat hulle in Suid-Afrika skep. En ek beskou hierdie van sy kant af in 'n sekere sin amper as 'n bietjie skadebeheer wat hy wil eintlik doen. Jy weet, om te kyk in hoe mate kan hy hier nasionaal vir die mense sê, kyk hoe bou ons die toekoms. Pragtige stel beloftes wat hierdie keer gaan uitkom en die ANC het alles sover vir jou vermag. Wat 'n wonderlike geleentheid. Dit is en ek sê dit in 'n ergste sarkastiese sin denkbaar. Jy weet, so dit gaan die ANC se standpunt in 'n benadering hier binnelands wees, maar ook wil hy vir die buiteland wys. Man, kyk hoe harmoniseer ons hier, kyk hoe werk ons saam. En ek dink dit is vir 'n bietjie van 'n probleem as die DA dan nie gaan deelneem nie, want nou sit hy onmiddellik hier met 'n bepaalde konfliksituasie. Wat die uiteinde van die saak gaan wees is baie moeilik om te sê, want die politiek in Suid-Afrika is so wispelturig en veranderlik op die oomblik dat ek kan my nie waag aan 'n voorspelling nie. Ek wil nie en ek gaan ook nie. Ek wil net weer sê, kom ons keer terug na waardes toe. Jy is ingeskakel op Fokus op Pretoria FM en op sosiale media. Ons gaste vandag in die ateljee Benny van Sail, hy's hoofbestuurder van TLISA en Ernst van Sail, hoof van openbare betrekkinge by AfriForum. Net hierna gesels ons verder. Jy is ingeskakel op Fokus op Pretoria FM en op sosiale media. Dis die program waarin ons die afgelope week se nuusgebeure deurtrap en dit verder ontleed. Ons gaste vandag in die ateljee Benny van Sail, hoofbestuurder van TLISA en langsom op die bank Ernst van Sail. Hy is verbonde aan AfriForum en hy is die hoof van openbare betrekkinge by die burgerregte organisasie. Voor die handelsflits het ons gesels oor die Amerikaanse beleid. Benny, jy het spesifiek genoem van president Cyril Ramaphosa en sy span wat die Withuis besoek het. En daar was nou pas 'n nuwe groep nie afgevaardigdes nie, 'n privaat mense, 'n politieke party, landbouorganisasie en 'n werkgewersorganisasie wat pas teruggekeer het vanuit die VSA uit. Hulle het nuwe insigte gebring hoe die VSA voorsien dat sy verhouding met Suid-Afrika gaan verbeter en daar's 4 dinge van belang uitgelig deur die VSA. Dit is spesifiek die regering se houding teen plaasaanvalle, die onteieningswet, swart ekonomiese bemagtiging en die sing van die lied Kill the Boer. Ernst, dit is nie nuwe dinge wat deur die VSA se regering geopper is deur die Trump-administrasie spesifiek nie. Ja, maar Jaco, ek dink net onmiddellik weer eens aan daai vergadering wat Ramaphosa en sy span daar gehad het met Trump so tydjie terug. En al die goed wat jy nou daar noem, juis, moet glad nie verrassend wees nie as jy enigsins aandag gegee het, selfs 'n bietjie aandag gegee het aan die storie, so jy agterkom, ja, hierdie is die kernprobleme of kwessies wat die Trump-administrasie pla en wat hulle oor die Suid-Afrikaanse regering, daar's nog geen resolusie oor hierdie kwessies nie, hulle wil nog by 'n ooreenkoms uitkom. Ek bedoel, Trump het die boek geskryf, The Art of the Deal, die kuns van die ooreenkoms maak. So, die ANC wat eerstens in haar eerste vergadering ingaan, of die Suid-Afrikaanse regering wat in die eerste vergadering ingaan en sê maar hulle was absoluut verras met wat oor gepraat was, daar was vreemd. En nou sit ons hierso amper in Julie 2025 en daar's net nog geen ontlonting gedoen nie. Daar's geen poging eers gemaak deur die Ramaphosa administrasie of deur die ANC geleide regering om enigsins hierdie eintlik maar 'n
karongeluk waarop hulle besig is om op roete te wees te stop of uit die pad uit te draai nie. Dit voel amper as die Suid-Afrikaanse regering so bietjie in sy slaap loop in die rigting van 'n katastrofe. As jy kyk na die tariewe wat nou, ek dink as toe laas gekyk het, is 'n paar weke weg van die sperdatum van wanneer daai tariewe weer gaan inskop. En daai 90 dae is nou net van alles wat ek kan sien vermors. Daar's regtig nie enige poging gemaak van die Suid-Afrikaanse regering se kant af om enigsins hierdie situasie te ontlont nie. Dit kom regtig voor asof dit weer eens uit 'n plek van arrogansie afkom, want as dit kom by, soos ons vroeër gepraat het van 'n ooreenkoms maak. 'n Ooreenkoms het een baie kritiese bestanddeel wat dit nodig het, en dit is kompromie en nederigheid wat dan daarmee saamkom, waar jy kan sê, ons is bereid om hierdie op te gee of hierdie toe te gee. En tot dusver het ek nog nie een enkele kommunikasie vanaf die regering gesien oor wat hulle bereid is om op te gee of toe te gee nie. En dan is daar geen gronde vir 'n ooreenkoms nie. Dis maar nie die realiteit. Meneer Ernst nou spesifiek verwys van die tariewe wat nou volgende week dis die 9de Julie, is volgende week Woensdag wat dit in werking tree, daardie 35%. Ons het gesien dat 'n groot motorhandelaar in die Oos-Kaap het gesê hulle gaan hulle produksie bietjie inkort want hulle word geraak deur uitvoere FSA toe. Jy het nou verwys na markkragte. Hoe bring ons iets eenvoudigs soos hierdie 4, ek sê nou eenvoudig met in aanhalingstekens, maar hoe bring ons dit by mekaar by iets soos die 35% tariewe? Hoe gaan die markkragte hierdie eise reflekteer op die langtermyn? Jakob, enige besigheid maak nie saak waar jy is en wat jy doen nie, is jou persoonlike in jou besigheid winsgewendheid dit wat jy moet nastreef. So jy as die entrepreneur of die ondernemer moet die ander produksiefaktore, tradisioneel was dit die ander 3, grondstowwe, arbeid en kapitaal, deesdae moet jy tegnologie en mekanisasie maar byvoeg as 'n 5de ene. By die 4 produksiefaktore moet jy bestuur tot by winsgewendheid. Dit bepaal sukses. En in hierdie proses het ons vandag in 'n internasionale arena aanbeweeg. Die wêreld het nou jou mark geword. Waar jy tradisioneel dalk hoenders vir eiers geruil het hier by jou buurman, het die ding so geeskaleer dat jy vandag op die internasionale arena sit. En nou begin jy kyk na buitelandse valuta en al hierdie aspekte wat maak dat jy in jou land by 'n ekonomiese groei kan uitkom, wat Suid-Afrika onder die ANC se beleidsrigting net nie reg kry nie. Hy bou nie vertroue nie, hy skep nie 'n internasionale verhouding van volhoubaarheid nie. Weet jy kan nie as die president van Suid-Afrika in die een hand sê, maar jy moet my help, ek het jou hulp nodig, maar met die ander hand klap jy hom so hard soos jy kan deurlopend in die gesig. Ek weet nie wat verstaan meneer Ramaphosa nie, wat verstaan hulle nie in daardie verband nie. Ek dink dat Suid-Afrika se buitelandse beleid is eintlik 'n beleid wat aan flarde hang. Ek dink dit is 'n deurmekaarspel, ek dink nie daar is 'n beleid nie, ek dink nie dis geformaliseer nie, en dan hierdie impak ten opsigte van dan jou uitvoergeleenthede wat jy besighede gaan ontneem, gaan verseker 'n groot impak hê. By ons ook met AGOA binne in die landbouomgewing. Dit het op 'n groot klomp van ons boere het dit ook 'n wesenlike impak ten opsigte van hulle winsgewendheid uiteindelik. En dis asof die regering, soos julle nou tereg sê, Ernst, jy het dit ook nou genoem, vir hierdie tydperk maar net aangegaan het en hulle nie eintlik gesteer het om hiervoor 'n oplossing te probeer soek nie. Hoop as hulle die probleem ignoreer, gaan dit weggaan. Dis een van daai goeie nê. En Ernst is so reg en dit is die hartseer van die ding. En op die einde van die dag betaal Suid-Afrika se verbruikers hierdie prys. Suid-Afrika se ekonomie betaal die prys. En dit speel deur dat ons op die einde van die dag 'n groot klomp probleme het. Daar's nie kapasiteit om dan geld daar te stel vir infrastruktuur, vir beter onderwys, vir beter hospitalisasie, beter veiligheid, al daai goed. Ons ken dit. Dit kom nie tafel toe nie. Maar aan die ander kant weer, as jy is amper bang om te sê dan moet geld fiskus toe gaan. Want as ons gaan kyk na al die korrupsie en diefstal en goed wat plaasvind, dan wonder jy, moet daar geld enigstens daarin gaan? Want die wanaanwending van dit in vele forme maak mens ook bekommerd. Is dit hoe jy graag jou toekoms wil bou? Maar ek kom terug na die ekonomie toe. Jaco het 'n baie ernstige punt daar gemaak. As Suid-Afrika nie die regte ekonomiese goed op die regte tyd op die regte plek doen nie, kan ons vergeet om ekonomiese groei te kry. En dit is die beginpunt van oplossing van baie van Suid-Afrika se probleme. Want dit begin alles terug by 'n beleidsomgewing wat nasionaal maar ook internasionaal met 'n buitelandse beleid vir jou posisioneer om dan die verskil te maak. Ons regering kry dit glad nie reg nie. Ja, en wanneer jou handelsvernoot vir jou baie duidelik sê,
hierdie is die kwessies wat ons wil hê moet oplossing voorgevind word, moet jou eerste prioriteit wees, jy en jou kabinet, jy en jou administrasie, om te gaan sit en sê, vat van punt 1 tot by punt 4, hoe los ons elkeen van hierdie probleme op en dan kommunikeer jy dit aan jou handelsvernoot. Dit is hoe jy by 'n ooreenkoms uitkom. Hoe pas die beeld wat Suid-Afrika na buite straal hierby in? Ons het nou verwys na die 4 vereistes wat deur die Amerikaanse regering of spesifiek die Trump-administrasie dan gestel is om weer verhoudinge met Suid-Afrika te herstel. Dit is daardie 4 plaasaanvalle, onteiening sonder vergoeding, swart ekonomiese bemagtiging en die sing van die lied Kill the Boer. Nou, dit wil vir ons voorkom asof dit in sekere kringe na onbelangrike dinge is, maar vir enigiemand wat byvoorbeeld al langs 'n oop graf gestaan het van 'n geliefde wat op 'n plaas vermoor is dit nie onbelangrike dinge nie. Hierdie goed is lewensbelangrik. Maar nou wil ek dit bring by die beeld wat ons na buite uitstraal. Nou sit ons weer verlede week met 'n situasie dat ons hoof van misdaadintelligensie in hegtenis geneem is vir die aanstel van 'n 30-jarige persoon met geen ondervinding in 'n senior offisierspos in die polisie. Hoe die beeld, daardie beeld is deel van die beeld wat ons uitstraal na die buiteland en hierdie dinge gaan nie ongesiens by die buitewêreld verby nie. Hoe bring ons hierdie verskillende beeld wat ons uitstraal by dit wat ons sê? En as ek sê ons, dan verwys ek spesifiek na die regering. Ja, wel, ek dink wat gedoen moet word is eerstens om vrede te maak met realiteit, nie om te probeer weghardloop van realiteit nie. Wanneer groeiende hoeveelheid stemme van binne jou eie land en nou selfs buite jou land vir jou sê, julle het ernstige probleme in hierdie veld, in hierdie veld en in hierdie veld, kan jy nie net noodwendig, soos dat ons Benny ook nou vroeër gesê het, net noodwendig sê, ons gaan net, julle moenie julle bedrieglike oë glo nie, hierdie kwessies is onbenullig, julle is om die bos gelei selfs, is van die narratief daar buite. Ek dink dit is op die ou end wat gaan moet gebeur is, dat die ANC, of die ANC en die ANC geleide regering, gaan moet vrede maak met realiteit in die oë kyk en sê maar, miskien is hierdie kwessies regtig en ons kan nie net ons vensters teen hulle toemaak of hulle ignoreer en dan gaan hulle weg nie, want hulle gaan nie weggaan nie. Benny? Jaco, hierdie is 'n som totaal van 'n klomp tentakels wat bymekaar kom. Hier is nou die 4 goed genoem en verseker, vir ons in die landbouomgewing is dit ernstige goed. Maar dit is die goed wat maak dat jy daai absolute onsekerheid vandag skep en dit is die hele kwessie van die stygings wat ons nou net hierdie afgelope maand weer van plaasaanvalle gehad het. Jy sit met hierdie realiteit, maar daar's ander tentakels wat ook invleg in hierdie dilemma. Die posisionering van, en ek sê spesifiek die ANC, want dit is oor tydperk heen gedoen, hoe hulle posisioneer ten opsigte van dan die grootste vyande van Amerika, spesifiek. Dit speel 'n bepaalde rol. Hoe kan hy verwag as hy vir Israel gaan aankla by die internasionale hof, wat Amerika se groot vriend is, dat hy hom posisioneer saam met Iran. Mense met wie Amerika hom definitief nie assosieer nie, maar dan verwag jy Amerika moet nog steeds jou vriend wees. So jy sit met 'n bepaalde dilemma. Ek was een keer by 'n oorseese reis, was ek in 'n spesifieke land, en die hoof van hulle polisie, die tweede in bevel van hulle polisie, het ek mee 'n lang gesprek gehad, en hy het vir my gesê, julle het soveel moorde per dag in julle land. Toe sê ek vir hom, dis 'n hartseer verhaal, maar dis die waarheid. En sy vraag aan my was, het julle dan nie 'n regering nie? In ander woorde, die regering het 'n verantwoordelikheid oor hierdie goed, maar hy is afwesig. Hy bring nie die middele, hy bring nie die politieke wil tafel toe, ten opsigte van die Suid-Afrika krisisse nie. En dit projekteer ook na die buiteland toe, soos Ernst reg gesê het, die wêreld is nie blind nie, hulle sien al hierdie goed raak. Daai 4 aspekte was die vorige keer baie definitief almal genoem. Dis waar wat Ernst sê, maar hierdie keer, ek wil amper vra, hoe meer prominent en duidelik kan jy dit stel? Een vir een uitgestippel. Gaan die regering iets daaraan doen? Ons almal bevraagteken dit, want dit is hulle kultuur. Die probleem sal self weggaan, nee, Ernst. Ja. Ernst, maar dit is nie net beperk tot ANC optrede nie. Ons het nou vandag gesien dat 2 parlementslede van die MK-party in hegtenis geneem is vir beweerde oortredings wat hulle by 'n vorige entiteit gepleeg het, Brian Molefe en Siyabonga Gama, oor die
beweerde korrupte aankoop van lokomotiewe toe hulle nog by Transnet was en die MK party het gesê hulle gaan hulle nie terugroep alweer die ondersoek nie, hulle bly in die parlement. Nou, Mbeni het nou die metafoor gebruik van die bose wortels wat van al die kwessies wat ons oral in ons samelewing en veral binne in ons regering sien. Maar hierdie is maar net weer die bose wortels van korrupsie wat baie diep gegroei het en is wortels van 'n giftige boom wat die ANC oor genoeg water gegee het en glad nie gesnoei het of eers eintlik wortel en tak uitgeroei het soos wat hy moes nie. En nou sien ons maar net die simptome verder en verder vererger in 2025 van 'n korrupsiekrisis wat net weer eens, soos ons nou eintlik al baie beklemtoon het, 'n probleem wat die ANC maar net sy oë in 'n ander rigting sit en sê maar die probleem sal homself uitsorteer of die probleem is nie so ernstig nie of selfs die probleem bestaan nie. Ek bedoel dit ek dink veral ons boere in Suid-Afrika ken daai ontkenning nou al baie goed waar selfs die president in 2018 gesê het daar's geen moord van boere in Suid-Afrika nie. Dit is 'n kultuur van ontkenning wat al te gereeld na vore kom in die ANC. Ben ek weet jy hou daarvan om altyd iets positiefs uit 'n situasie uit te neem. Kan dit positief gesien word dat al die dinge nou in die groot klok gehang word? Ek dink gewis so. Weet jy, 'n mens kan geen probleem oplos as jy nie ten minste eerlik is met jouself. Ek sê ons maak baie keer swaar water van strategiese beplannings, maar jy moet sommer hom net in kort in 3 goedjies indeel. Die eerste is wees absoluut eerlik met jouself, seer kry eerlik oor jou werklikheid. En ek dink nie dat ons daai realiteit by die regering ervaar nie. Dit is soos hierdie ontkenningskultuur. As jy nie gaan 'n probleem identifiseer en hom volledig, al maak hy jou seer, gaan identifiseer nie, het jy nie 'n vertrekpunt nie. En dan moet jy vir jouself gaan sê, wat gaan ek doen om hierdie ding na iets beters toe te vat? En dan kom jy by die derde ding, uitvoering. Het jy die kapasiteit? En in Suid-Afrika het ons oor tydperk heen met kaderontplooiing gemaak, dat jy 'n kundigheidsverlies het. Weet ons intelligensiekapitaal is grootliks weggevat. Na die buiteland toe het mense gegaan, of selfs net hier nog in die land, maar hulle word nie meer die geleentheid gegee om in hierdie land se ekonomie dit te kan doen wat hulle kan doen nie. En nou sit jy met hierdie werklike skaakmat situasie van die werklikheid. En ek dink dat ons het by 'n punt gekom dat die burgerlike samelewing in al sy dimensies eintlik nie 'n keuse het nie. Ons moet op hierdie goed kapitaliseer en ons moet hier daai 3 stappe gaan. En dan is ons dilemma as die uitvoering. En ons moet planne maak, beter planne maak om by hierdie goed verby te leef. Ons werk op die oomblik in die landbouomgewing baie hard, in die Suid-Afrika, om met modelle vorentoe te kom waar ons by die ANC gaan verbypresteer. Ons het nie 'n keuse nie. Ons moet eintlik laat hulle self op die einde van die dag marginaliseer, want Suid-Afrika se inwoners moet besef, die feit dat ek nie werk het nie, die feit dat ek nie vir myself 'n toekoms kan skep nie, is as gevolg van hulle beleidsomgewing. Dis die resultate daarvan. Maar nou sommer so tong in die kies. Niemand in my familie het ooit 'n huis gekry nie. Niemand. Almal moes gewerk het daarvoor, hulle het gekoop, hulle het geld geleen. Maar hier's 'n kultuur van 'n opeiskultuur. En dit is vir my ook 'n groot probleem van ons werklikheid. Maar ek kan verstaan as mense nie 'n werk het nie, wat is ons werkloosheidssyfer nou? En ek weet nie eers watter syfer moet jy gebruik nie. Ja, wat se definisie wil gebruik? Ja, maar ek sal sê as jy nou die groot definisie kyk, dan is dit skrikwekkend. Hoeveel miljoen mense kry sosiale toelaag? Dit is die ANC se oplossing vir 'n probleem. Dis nie volhoubaar nie. Ons is maar so 5.7, 5.8 miljoen individue wat geregistreer is vir belasting, waarvan ek weet nie hoeveel betaal nie, om hierdie 65, 70, 80 miljoen mense te moet dra in hierdie land. Dit is onvolhoubaar. En daarom wil ek sê, jy vra positief. Ek sê ons as organisasies moet hierdie goed weet. Ons moet seer kry, eerlik met onsself wees. Want dan sê ons, wat is die oplossing? En daar moet ons gaan presteer. Ons moet net eenvoudig ons kundigheid gebruik om by 'n resultaat uit te kom. En gelukkig, daar by ons, en ek seker by julle ook nie erns, het julle nog geen kaderontplooiing gehad nie. Nee. So ek dink nie ons het 'n verlies aan kundigheid in die landbouomgewing onder ons kommersiële boere nie. Want hulle het almal die toets geslaag van die tyd. En dit is die markkragtoets. Ja. Die markkragte sorteer jou uit. As jy nie daai toets slaag nie, was jy lankal nie meer op die plaas nie. Want jy nie meer geboer nie. Dit sluit swart en wit in. Want as suksesvolle swart boere. Ek praat nie van daai waar die staat grond oorgedra het en vir 'n kader dit gegee het en dan 'n 95% misluksyfer soos hulle self erken gehad het nie. Daar is van die ander mense wat aan eie reg begin boer het,
So dit is die pad om te stap. Kom ons begin die ekonomiese beginsels implementeer en ons maak seker dat ons die geleentheid daar stel dat mense met hulle kundigheid die verskil maak, nie dit wat die ANC tafel toe bring nie. Ja, en 'n meritokrasie kultuur en 'n uitmuntendheid kultuur wat ons moet aanhou nastreef. Dit is op die ou en die antwoord. En die kwessie van grondonteeneming sonder vergoeding wat ook weer uitgelig is om die verhouding tussen die FSA en die Trump-administrasie in Suid-Afrika dan aan die ander kant te herstel. Die hoofekonoom van Agbus, Vandile Sihlobo, wat verlede week gesê het dat landbougrond 2 keer so groot soos Los Angeles se metropolitaanse gebied wat reeds in staatsbesit is wat nie verdeel is nie. Nou as jy gaan kyk na die syfers, dis rofweg 88.000 vierkante kilometer. 2 keer dit, dan kom jy by amper 16-17% van Suid-Afrika se landbougrond uit as jy nou dit rofweg gaan afrond. En dis nie eers al die grond in staatsbesit nie, dis slegs die grond landbouw. Wat wel nie net landbou nie, is al die grond wat slegs deur grondhervormingsinisiatiewe in die palm ingevat is vir die regering. Die regering in Suid-Afrika besit iets so 17 miljoen hektars van grond. Dit is die grootte van Mpumalanga en KwaZulu-Natal saam, om so 'n bietjie in jou geestesoog daai grootte te sien. Dis baie van daai grond is absoluut perfek vir landbou, maar hulle sal nou eerder die gewillige koper model die skurk maak van die verhaal, maar die regte skurk van die verhaal is dat ons sit met 'n regering wat 'n ongewillige verdeler van die grond is wat hy reeds in sy palms vashou, 'n gretige regering wat geen begeerte wys om die grond wat hy reeds in sy besit het vir daai persone te gee vir wie hy beweer hy veg om vir hulle 'n aandeel of 'n stukkie grond te gee. Hy het oor genoeg grond, hy het miljoene hektare se grond om uit te deel, maar wanneer dit kom by die kans om dit te doen, dan swyg hy. Ja, in die verband kan ek net noem dat Telie Suid-Afrika het hier in 2005, wyle Dr. Chris Jordan was 'n groot strateeg en hy het nogal baie dinkwerk in hierdie proses ingesit en ons het bietjie dit getrou met landbou en ons het 'n model uitgewerk van hoe kan jy enige nuwe toetreder, het gaan nie oor ras nie, het gaan oor 'n suksesvolle nuwe toetreder, hoe kan ons geleentheid skep vir sulke mense? En dit het regtig die totale spektrum van alles behels, van al die modelle wat so baie organisasies uitgewerk het, wat is die beste een wat ek nog gesien het. Ons het dit daai tyd aan die regering gaan oordra en hulle het van die tafel afgevee. Hulle het eerder gekies om mislukking te implementeer as sukses. En as daardie model daai tyd geïmplementeer was, het hulle, dink ek binne 8 jaar, hulle sogenaamde teikens bereik en daar was stelsels ingebou om dit na sukses toe te vat. So jy het nie na 'n kader gekyk nie, jy het na 'n opgeleide, gekeerde persoon gekyk met die regte ondersteuning, met die regte finansiering en met die regte kundigheid om dan wel landbou te laat leef. Want die strategiese belangrikheid van kos op die tafel kan ons nie genoeg beklemtoon nie. As jy kos van die tafels afvat en ons sê dit elke keer en ons sal dit elke keer sê, dan sê ek vir jou stort die res van alles ook in duie. Dit is die meganisme wat maak dat Suid-Afrika leef, is omdat daar 'n landbouomgewing is wat leef. Dit maak dat Suid-Afrika leef. En duidelik verstaan die ANC dit nie. Die minister het al vir my gesê, 'n vorige minister van landbou, sê ek het niks van julle kos nodig nie, ek sal alles invoer. En daai soort van denkraamwerk is so uiters kortsigtig. En dit is die soort van dilemma wat jy het wat uit baie van daai denkraamwerke kom wat vir niemand 'n toekoms bou nie. En dit is wat ons sal moet verbypresteer. Ons sal net eenvoudig ons koppe optel en sê hoe gaan ons hierdie goed hanteer? Ek wil terugkom met my heel eerste opmerkings vanaand. Kan ons binne in hierdie bestel dit regtig regkry? En ek het al baie keer geworstel met myself. Het Suid-Afrika nie dalk 'n ander model nodig nie? En ek dink daar moet ons bietjie ook met die tradisionele leiers en ek weet daar by julle gebeur dit ook baie. Ons praat ook nog van met die tradisionele leiers en baie van hulle is ontevrede. Hulle eie kultuurerfenis deur die ANC vermoor word. En hierdie is nou 'n baie sensitiewe onderwerp vir baie mense. Maar dit is dalk iets waarmee mense in die toekoms ook bietjie meer energie moet insit om te sê, hoe behoort Suid-Afrika te lyk? Dat ons by 'n suksesvolle verhaal kan uitkom vir al die onderskeie volkere in hierdie land. Die ANC beskou dit natuurlik nie as 'n realiteit nie. Hulle wil hê dit moet als een wees. En dit is nie eintlik hoe dit is nie. Daar is volkere en daai volkere het trots as jy met hulle praat, het hulle kultuurerfenis waarop hulle nie skaam oor is nie. Ek allermins oor my eie. Ek is op elke faset van my volk se geskiedenis so trots, want daai kon ek leer.
En mense gaan dit vir enige ander volk ook, en ek dink daai wat oom Benny nou noem is groter gesprek vir 'n ander dag, maar ek dink die teelaarde is ryp daarvoor. Inderdaad, so ons gaan op 'n stadium 'n bietjie meer daarop fokus. Ek wil afsluit, Benny, met 'n suiwer landbou onderwerp. As mense wat by my wil weet, hoekom betaal hulle meer vir 'n stukkie rooi vleis? Weet jy, dit is baie interessant. Ons het nou hierdie hele impak van die back and claw gehad op die oomblik, wat net eenvoudig begin weghardloop in Suid-Afrika, en hy het in sekere dele is hy amper endemies, veral in Natal en so. En ons sit met 'n siekte wat in die regering se hande is om dit te reguleer en te beheer, wat ongelukkig met die middele tot hulle beskikking nie na behore gedoen word nie. Daar is 'n verskeidenheid van aspekte wat nou ter sprake is, en ek wil nie vanaand te tegnies raak nie. Ons kan dit indringend doen, maar dit bring ons nêrens nie. Daar is ook by die rooi vleisindustrie sentrum waar die ouens bymekaar gekom het en hulle daar 'n beheersentrum gestel, 'n gesamentlike operasionele sentrum. Maar dis besig om op grondvlak ook te gebeur, om in 'n distrik te gaan kyk hoe kan ons die goed hier reguleer en beheer. Maar jy het nodig dat jou hele staatsmasjinerie moet saamwerk. Die polisie veral moet padblokkades hou. Hulle moet seker maak dat uit 'n plek wat gekontamineer is met back and claw daar geen vee uitskuif nie. Die hele manier van hoe die vee dan wel geslag kan word, gebrand word, as hulle geënt word. Weet as diere wat geënt word, maar hulle brand hulle nie en sulke goed. Met ander woorde, die staat kom nie na behore sy verantwoordelikheid na nie. En ek dink die privaat sektor het nou met 'n kragtafel toe gekom om te gaan help kyk hoe kan ons hierdie goed reguleer. Maar hierdie gaan oor vraag en aanbod. Jy sit nou met 'n situasie van baie van hierdie back and claw diere kan net eenvoudig nie by die markte uitkom nie as gevolg van die beheer en regulering. En dit het noodwendig nou 'n baie hoë prysstygings veroorsaak. Daai vleis en dit kan niks skade aan jou doen nie. Jy kan dit eet. Daar's niks fout daarmee nie vir enige mens nie. So jy kan dit gebruik. Maar die groot ding is net dit moet by 'n spesifieke slagpale geslag word waar dan kom ons sê die pote en die kop als heeltemal veras word. En ons het nie voldoende sulke toegeruste slagpale in ons land nie. So jy sit met 'n dilemma van hoe kan jy die omset bewerkstellig? Hierdie hoop ek sal tydelik van aard wees, maar dit is vir ons belangrik dat ons markomgewing, die verbruiker, ook gelukkig moet hou. As ons onsself, en dit is nie die boer se skuld nie, die omstandighede dit veroorsaak, uit gaan prys ten opsigte van die vraag na vleis, dan het ons 'n bepaalde dilemma, want waar gaan ons die mark kry? En dan die dilemma wat ons het ten opsigte van uitvoermarkte, wat keer op keer wel 'n bepaalde beperking kry as jy dan nou hierdie back and claw het. So ons sit met 'n groot klomp goed. En ek wil vir die regering sê, regering, jy weet nou al, jy het nie die kundigheid nie, onderste poort wat nou die hele enstowwe moet versprei wat nou uit Botswana uit ingevoer word. Ons besef, hulle het nie noodwendig die kapasiteit om hierdie dinge gedoen te kry nie. So ek wil net heeltyd sê, regering, trek die privaat sektor nog sterker in ten opsigte van die potensiële oplossing vir die pad vorentoe. Hierdie ding het gekom om vir 'n ruk nog saam met ons te wees. Kom ons hoop dat die hande vat, wat ek dink nou al hoe meer gebeur, binnekort vir ons hopelik hier bietjie meer stabiliteit gaan bring, dat ons hierdie saak ook bietjie op 'n manier in 'n bed gaan sit. Ek weet net nie waar's daai bed nie. Baie dankie Benny, dis Benny van Sail wat so sê, hy is die hoofbestuurder van TLISA en ons ander gas vandag was Ernst van Sail, hy is die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum. Baie dankie ook aan Pienaar Logner en Dian van der Berg vir die tegniese versorging van die program. My naam is Jaco Versveld, stuur vir my e-pos jaco@pretoriafm.co.za en ons groet dan tot 'n volgende keer.